Dit is vandag Vrydag 12 Desember. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Ons is in die tweede week van Advent en die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 3 vers 1 tot 3 en vers 7 tot 11. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek wil jou uitnooi om in hierdie tyd van afwagting saam met die Christuskers vandag ook die eerste 2 kerse van die Adventskrans aan te steek. Haal 'n paar keer diep asem, draai jouself na die lig en kom tot rus. Beleef hoe al die mure tussen jou en God verdwyn. Here God, U lig is my wapenrusting in hierdie tye. Ek plaas my vertroue in U lig wat skyn met versorging en helderheid en so my pad tree vir tree verlig. Ek kom bid, Gees van God, verhelder my denke, verryk my emosies met die klanke van hoop. Die dag is besig om te breek, ek weet die aankoms is naby. Kom giet die vrede van die rooi son wat geduldig die horison uitklim oor my. Mag hierdie oomblik wees soos U genade dit bepaal. Matteus 3 vers 1. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: Iemand roep in die woestyn: Maak vir die Here die pad gereed. Maak die paaie vir hom reguit. Toe hy merk dat baie van die fariseërs en sadiseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julle self kan sê: Ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle. God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Wat het vandag met jou gebeur, terwyl jy geluister het na hierdie verhaal? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Johannes die Doper sê: Maak die pad vir die Here reguit. Daar is iets eerliks en, kan ek maar sê, skurf aan Johannes die Doper. Hy stap nie uit die tempel nie, maar uit die wildernis. Daardie plek waar alles wat vals is, afgeskilfer word. Miskien is dit waarom sy stem nog steeds vandag so relevant is. Van diep binne ons weet ons dat egte geloof nie in die blink ruimtes van die wêreld gebore word nie,
maar waar ons nie meer weet wie ons is sonder God nie. Johannes se woorde brand. Hy roep nie net bekeer julle as 'n morele opdrag nie, maar as 'n uitnodiging om reg te kyk, om anders te kyk, om te draai, om die wêreld te sien soos God dit sien, en om onsself te sien soos God ons sien. Nog onvoltooid, maar nooit alleen nie. As hy praat van die komende toorn van God, gaan dit nie oor God se wraaksigtige woede nie, maar die ondergang van die wêreld as gevolg van haar selfsugtige paaie. Dis die onvermydelike ineenstorting op grond van gierigheid en geweld, wat ons elkeen maar weet in ons eie hart leef. Ek wonder nogal of daar ook maar diegene was wat na Johannes gestroom het, om net nog redes te kry, om ander te oordeel, om ander te weeg, maar nooit na hulself in die spieël te kyk nie. Die wat vasgevang is in hul eie genadeloose wêreld. Maar God se padbouer praat van 'n ander pad, waar ons nie hoef te veg en vernietig vir ons plek in die wêreld nie, waar ons nie meer hoef te verdrink in ons woede en vrees en selfsug nie. Die een wat op pad is, nooi ons na sy wêreld, waar sy toorn nie wraaksigtige woede is nie, maar louterende vuur, amper soos 'n smid met 'n warm aambeeld, 'n God wat mense se lewens herskep en transformeer, om meer te word soos die een wat ons geskep het. Op watter eerlike maniere ervaar jy is God besig met jou op hierdie pad van transformasie? Ek dink ook nie ons moet probeer om Johannes se woorde sag te maak nie. Hy praat van die byl wat teen die wortel van die boom lê. Hy praat van 'n onafwendbare siftende wind wat kaf van koring skei. Ja, dit ontstel ons. Ons probeer dit stil maak of wegpreek of versag. Maar Johannes herinner ons dat die evangelie nie net balsam is nie. Dit is ook ontwaking. Dis 'n skerp, helder lig wat hierdie laag van ontkenning sny. En tog, die oordeel is nooit die laaste woord nie. Johannes praat van iemand wat kom, iemand wat self deur die wildernis gaan loop, wat nie sy vlam gebruik om te vernietig nie, maar te suiwer. Die vuur wis nie uit nie. Dit maak plek vir nuwe geboorte. Maak die pad reguit. Ek dink dit is dalk minder 'n bevel, meer 'n fluistering. Maak ruimte, maak oop, laat los wat krom geraak het, wat nie vrug dra nie. So word Johannes se skerp woorde uiteindelik sag, 'n uitnodiging tot vryheid, om weer mens te word, en die een wat reeds op pad is, op daardie pad te ontmoet. Ons verlosser kom nie om ons te kom bang maak vir God nie, maar vry te maak vir die lewe. Wat het vandag in jou binneste gebeur tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Heilige Here, mag my hart in hierdie dae lig word. Mag ek opnuut beleef hoe ek gedra word. Nie deur goedkoop beloftes van vertroosting nie, maar die teenwoordigheid van u genade. Beskerm my hart teen sinisme. Ontsluit my, sodat selfs die pyn van hierdie wêreld van ander om my kan insypel. Want ek weet, u liefde droog nooit op nie. Here, eerder as om te raai wat die toekoms inhou, wil ek hierdie diep verlange in my eer. Ek smag na iets heiligs in hierdie dae. Ek smag na tuiskoms. Ja, en by tye verlang ek dat hierdie wêreld anders moet lyk, maar die wêreld wat u vir my gee is hierdie een. Ek voel die geboortepyne van die lig wat besig is om te breek. Daarom bid ek dat u sal rigting gee aan my verlange, sodat u nuwe wêreld ook deur my gebore sal word. Amen.